Uniekheid en godsidentiteit. Hmm. Jy sê elke persoon dra 'n unieke vingerafdruk en 'n unieke godgegewe identiteit. Wat beteken dit prakties vir iemand wat voel hulle het geen besondere waarde of roeping nie? Ja, Jessie, ek is bang oor die vraag want is 'n gebeurtenis wat met my gebeur. Ek het 'n paar jaar terug het ek en pastoor Betty was ons iewers heen. Daar was 'n balkon. Ja. En ek kon so uitkyk, jy weet hoe werk by plekke wat jy bietjie weggaan. En ek sit op die balkon en ek kyk letterlik na my hande. Ek wil nou net nie my goed hier. En ek kyk letterlik na my hande en ek meen dis old news. En ek sien my vingerafdrukke op my hand. Nou ek is op 'n goeie plek. Ek meen hoekom moet ek op 'n slegte plek wees? Ek is nog op vakansie ook, weet. Maar ek kyk na my hande en ek besef, maar dit is 'n intense besef. Dit is soos iets wat jou tref. It hits you. My vingerafdrukke verskil. Nou, dalk is ek 'n ou wat daarvan hou om spesiaal te voel. Daar's mense wat maar met my probleme het omdat ek so spesiaal voel. Hulle sê ek is hotie. Ek gaan nie die regte name sê wat hulle sê, ek kan nie 'n geestelike program, maar hulle sê my regtig goeie wat wild is. En ek dink myself, maar dis special, man. Dis special. Ja. My vingerafdrukke en hier's plus minus tussen 7 en 8 biljoen mense op die aarde. Is dan iemand met my fingerprints? Ja. Behalwe die ouens wat my fingerprints het by die polisiestasie by Home Affairs, wat ek daar gelos het. En ek voel, wow, maar dit gaan by my ook, maar as by fingerprints verskil. En dit lyk dit my as ek die navorsing reg verstaan, verskil my fingerprints van before me, voor ek gebore is, se mense, en vir die wat nog gaan kom, verskil net my fingerprints. So dink ek, maar dit is 'n magtige uniekheid. En vir 'n ou soos ek is dit 'n ongelooflike motivering. en ek besef skielik maar as my vingerafdrukke en my palms en die lyne op my palms verskil van joune, van Annemarie, van Betty en ons kosbare gemeente, familie in ons kerk en pragtige mense wat saam met ons operasioneel is, dan is ek regtig mos uniek. Maar met 'n krag en ek besef verder, maar as my vingerafdrukke verskil alles van my. Ja. Dit moet ons alles verskil. Met ander woorde, ons is geleer dat ons vingerafdrukke verskil, wat ons paas en baas vir ons het leer dat ons besef dat as ons tronk toe gaan of op 'n rekord gaan kry, as jy jou vingerafdrukke gekry het, boetie, dan het hulle hom, né? Jy het jou ID nou. Ja, maar pa, wat gaan hulle met my vingerafdrukke toe jy nou jonger was? Maar ja, daar's niemand anders soos jy nie. So hulle gaan net, wow, maar skielik kom ek agter maar as die goed verskil, dan verskil my hare van ander mense. En hy skrif kom by my op waar die Here gepraat het. Hy sê ek weet van elke deel van jou haar, wat van die en die gees van die Here maak met by my oop. En hy laat my eintlik verstaan, die Here het al klaar die goed geweet waarvoor ons vanaand praat. Dis nie net hy weet van jou haar, wat van die hoof afval nie. Hy weet dat daai haar is so uniek. En hy weet van jou uniekheid. En hy stel belang in jou uniekheid. En hy hou van jou uniekheid. En hy verstaan as daar sekere sake in jou uniekheid is, wat vir jou nadelig is, en hy stel belang dat dit uitgestryk moet word. En ek begin letterlik 'n opgewondenheid kry, want ek is regtig baie in ekstase daaroor, wanneer ek agterkom maar ek het 'n uniqueness. Ek het as daar 20,000 mense saamdrom by 'n saak wat nou die modus operandi is en almal sê that's the heat en ek is nie daar nie, dan voel ek skielik goed. Want somewhere het ons daar 'n klomp ouens met dieselfde vingerprints en ek is nog uniek, jy weet. Net om en hy sê van elke haar van jou hoof weet ek wat afval en ek besef die godheid weet dit. Ek is uniek en so het ek my reis begin om oor hierdie van die vingerprints af na uniekheid te gaan kyk. En as jy net jou vraag het, jy wil lees, ek wil net om reg verduidelik dat die ouens verstaan, want ek gaan dalk moontlik goed te sê wat ouens nie mee gaan saamstem. So herhaal net die vraag vir die ouens wat nou ingekom het
terwyl ons nou gepraat het of later weer sal inwees en dan kan hy net sommer weer weet ons het hieroor gepraat. Yes. Okay, elke persoon dra 'n unieke vingerafdruk en 'n unieke godgegewe identiteit. Wat beteken dit prakties vir iemand wat voel hulle het geen besondere waarde of roeping nie? Daar's hy, daai laaste gedeelte. Kyk wat gebeur het, ons het kundiges gekry wat begin het om mense se persoonlikhede te ontleed. Persoonlike ontleeders. Yes. En die sielkundiges het betrokke geraak met dit. En filosofe het betrokke geraak. En hulle het studies gaan doen oor mense en ongelooflik om te glo. Dit wat ek sopas oor fingerprints gesê het. Yes. Kom gemiddeld van die ouens af en hulle kry basies, ek het die gemiddeld al gekry. Mense word in blokke geplaas of in bokse geplaas van jy kry 4 verskillende Tipe mense. Tipes persoonlikhede. Daar's ouens wat 5 kry. Ja. Daar's ouens wat 6 kry, ouens wat so 8 kry, maar daar's nie baie nie. Ek noem hulle die ouens wat die bokse gebou het. Wat hierdie so daar is nou 'n klomp ouens in 'n boks, hulle vinger af. Dis die assosiasie wat ek nou vir ons en die luisteraars gee. Ja. In daai boks is daar nou daai ouens en dan's daar nou X. Dis boks X. Ja. Hulle het name, daar's so baie van die goed. Ek het al deur die goed gegaan op 'n jong ouderdom. Het ek al gesien Jeepers, Creepers. Maar in daai boks is al die ouens met dieselfde afdrukke. Ja. En as die vingerafdruk verskil, dan het ons 'n boks Z. Daai, ja, nou het hulle daar. En in die tussentyd is dit nie so nie. Ja. Dis nie so nie, maar ek gaan 'n verduideliking gee dat ons gehoor verstaan hoekom die ouens dit doen. Hulle doen dit vir veiligheid. Eerstens die staat is betrokke met sulke goed. Is ook altyd sê waar die staat is betrokke as hierdie ou conspiracy. Nee, die staat is 'n staat hou nie daarvan. Want ek nou die goed praat. Die staat hou nie daarvan dat jou vingerafdrukke moet verskil. Jy gelyk dit net as jy wil vervolg. As jy daarop inklem, hè. Jy kan vang, ja. Ja, nee, dan gaan nie. Maar verder soek jy moet in daai boks en daai boks wees. En natuurlik nou met die kerk wat deel van die staat gaan word, want die kerk gaan 'n staatsinstansie, ek weet net nie wanneer maar gaan dit word. Gaan dit so gebeur dat die kerk pak jy ook daar. Nou dit help vir predikers en pastore om sy kudde te bestuur. Verstaan? Want as hy moet begin kyk na die uniekheid van die kudde en elkeen moet begin in sy rigting hardloop soos wat die God uiteindelik kon verstaan, is daar nie eintlik 'n mens wat daai harmonie en sy dit God geïnspireer het kan hou nie, want as die krag van wat God in 'n mens geplaas het regtig te voorskyn kom hy uniek uit. Ja. Hy kom anders uit. Hy's nie in een van die bokse nie. Nou ja, baie kerke het toe uitgekom en gesê ons gaan jou uit die boks uithaal. Ons gaan hier die boks uithaal. Jy sien nie in daai 5 bokse of 6 bokse nie, X, Y, Z of A, B, C, D, E nie. Ons gaan uit toe kry ons die term think out of the box. Think out of the box. Is toe ons bly. Toe gaan ons almal na daai kerk. En Ramaphosa sê hy hou ook van daai. Ja. Hy hou ook van daai een. So aan hy geniet daai een. Ek gee maar net 'n voorbeeld. Toe gaan ons almal na daai kerk. Toe gaan die kerk toe hulle ons uit daai boks toe gaan sit ons net nog in 'n ander boks. Ek verstaan. So jy het verskuif net. Dis sit hy in 'n boks wat hy's 'n ander kleur geverf. Jy's maar toe vir die goed. En hy prentjies binne-in. Ja, toe sê maar as jy die boks vat, is dit het hulle maar al die ander gevat, hulle het bymekaar geweef en toe kry hulle die boks en jy sien dis almal nou. Ja. En hulle gaan sê vir hulle familie en oupas en oumas en kinders en kleinkinders ons by die regte plek. Ja. Ons is uit die boks. Ja, maar jy's in 'n ander boks. So as iemand vir jou sê think out of the box, moet jy letterlik uit die boks kom. Ja. Die vraag is dit is 'n magtige uitdaging. Hoe ver sien jy kans om uit 'n boks uit te dink om 'n ding te kan doen? Ja. Want jy gaan teen sekere ideologieë moet draai. Jy gaan deur sekere verduidelikings en oortuigings moet draai en sê nee, ek stem nie meer saam nie. Ja. En so nou daaroor kan ek oor ure praat. Nou 'n mens word in hierdie wêreld om uit 'n boks uit te klim, word hy bestuur deur vrees. Okay. Nou sien, dit gaan nie nou ons het nou nie altyd passiviteit en vrees, maar hierdie een word deur vrees gehou. Ja. Want as ek uit daai boks uitklim en ek klim nie in die ander ou se boks nie. En ek begin 'n boks wat ons noem, as jy uit daai boks, ons noem dit inisiatief. Ek begin my inisiatief gebruik. Ja. Ek begin my kreatiwiteit gebruik. Ek begin my navorsing. Ek begin my goed doen en dan sal ek dit opweeg teen of een of ander dikbrul met lang hare se saak.
want ek vat beheer oor. Dan kry jy die kans is goed dat jy minder populêr kan raak. As jy populêr was, as jy minder populêr was voor die tyd, gaan jy gaan nou heel sê jy's van die baan af. So die braai gaan gehou word jou plek. Daar's nie eers 'n stoel. Jy word nie genooi nie. Bring jou eie kampstoel saam. Jy word nie genooi nie. Jy kry nie die kaartjie nie. Jou nommer is af. Jy's geblok, jy's weg. Want jy is weird. Dis waar jy weird kry. Soos Van Gogh. Ek vat Van Gogh, hierdie skildenaar, as jy sy lewensverhaal nou 'n bietjie gaan lees, dit was 'n eksentrieke mens. Hy was 'n verskriklike besige ou gewees en sy passie was hy wou erken word as hierdie skildenaar. En in sy tyd en era het hy geskilder en geen gallery wou regtig sy goed aanvaar nie. En as jy na sy goed so vinnig kyk, as 'n leek dan wil jy verseker goed verstaan, jy weet. En hy het ek kan dit nie onthou sy oorlede nie. Hy het toe sy eie lewe geneem as ek reg onthou. Ek is nie doodseker nie. Maar hy het nie op 'n ding net nie goed geëindig vir hom. Maar ek dink dit was sy vrou gewees dit was sy vrou wat toe die skilderye gevat het. En toe begin hulle het eers sy verhaal begin skryf aan die koerante en toe dit nou klaar is toe of die briewe van sy broer vir hulle gestuur. Dis reg. En dit het begin opspraak maak. En toe begin hulle later besluit kom ons stuur die prentjies in. En skielik vandag, ek belowe jy kan ek nou nie Van Gogh in hierdie plek hang nie want dan moet ek 17 polismanne kry in die dag gesê om die plek. Maar dit was 'n ou wat uit 'n boks uit was. Sulke ouens maak ouers paniekerig. Hulle voel hy kan nie beheer oor hom hê nie. Hy's eksentriek en so aan. So maar eventueel Shakespeare wat het in dieselfde liga geopereer. Nou nie so, hy was nou nie so weird soos Van Gogh nie, maar hy het ook 'n kop van sy eie gehad. So daai tipe ouers is nou in ons era vandag die probleem is wil mense veral ouers so staatsinstansies, kerkinstansies wat nou in staatsinstansies gaan inval, graag wil hulle gaan vir jou sê jy special boetie. Jy het 'n oulike ding op jou. Maar dit is in praktyk nie, maar ons skakel jou by daai groep in. Verstaan? Jy's oulik, jy's uniek. En ons het die ideale groepie van jou. En as jy weer sien dan skakel jy daar by 'n redelike gemiddelde saakie in. As jy so bietjie oor daai boks wip dan kyk hulle so dan sê ons het nie 'n groep vir jou nie. Jaco in daai groep, Jaco o heerlikheid, ons weet nie waar om met hom te gaan nie. Ons wil nog 'n groep moet stig, weet. So die ding is nie so maklik soos ons dink nie. En ek voel nou spesiaal want ek het nou my merk op my kop gekry. Ek is nou 'n X vir A vir B. Yes, and I'm feeling good wat hulle sê my kriteria, my my karaktereienskappe en ek gaan doen navorsing wie's ek en jy kan amper self bepaal wie jy self is nie. So groot is jou wêreld. En so nou ons kan vir ure oor praat, ons praat oor doen daai ding. So op die laaste deel van daai vraag, vrees sal jou kan keer dat jy nooit tot in jou volle potensiaal kan ingaan. Maar ek dink jy kan die tweede vraag vra, dan kan ons van daar af verder gaan. Want dit kan want ek wil bietjie nader beweeg na jou DNA toe en na jou epigenetika of epigenetiese vermoëns wat jy het om sekere genetiese levers aan en af te sit. Want dis hier waar jy dinge kan begin doen. Okay.